Goeiemôre. 6:00 die oggend hier so by ons. Middle Tennessee. Klaar blerrie stikkie. En warm. Een warm dag weer wees. Maar nou ja, gister het ek vir julle 'n video gemaak vir die wat ineligibility briewe gekry het. Daar's 'n uitkoms. 'n Moontlike uitkoms, nie noodwendig nie, maar moontlike uitkoms. Dat daar foutiewelik briewe gestuur was vir mense wat dit nie eintlik moes gekry het nie. So, ek het ook bygesê, daar's 'n nommer wat jy kan bel, wat hier in Amerika is, USCIS. En as jy daai nommer bel, moet jy vir hulle jou A-nommer gee. Waar kry ek my A-nommer? Jou A-nommer gaan op die brief wees wat hulle vir jou gestuur het, daai brief van ineligibility, dis op dit. Lees jy daai nommer af. En sê vir hulle, het jy die brief gekry, jy wil net weet wat die stand van jou sake is. En ons het nou al gehoor in die laaste week of so, het ten minste 4 mense wat ons persoonlik ken, ek ken hulle nie persoonlik nie, met wie ek praat, persoonlik ken, het gebel, en hulle het gesê, julle case gaan aan, hy's nie afgekeer nie, daar was 'n error. So, nog nie een van daai mense wat ons persoonlik ken, ons kontakte persoonlik ken, het ingekom in Amerika nog nie. Maar van hulle is al verder gegaan in die proses. Hulle het nadat hulle die brief gekry het, nadat hulle uitgevind het dat hulle ineligibility in error was, het hulle gegaan vir onderhoude. So, ek wil net vir die mense sê, dis nie noodwendig dat as jy die brief gekry het, dat, definitief die case is nog oop nie. Daar's 'n baie groot moontlikheid, hy is nog oop en jy het die brief in error gekry. So, ek wil nie, dis nie dat ek vir jou vals hoop gee nie, wees voorbereid, dat hulle vir jou kan sê, nee, dis toe. Hulle kan vir jou ook sê, die case is nog oop, maar hy is nog steeds under review en kan nog steeds gedeny word op die einde. So, jy wees net voorbereid vir al twee kante toe. O ja, en baie mense vra, wat's die nommer wat ons moet bel? Ek het dit bo aan die comments gesit van die video, maar seker party mense se fone, as jy weet, 'n sekere Zoom in of uit, kan jy nie die nommer sien nie. So dan vra hulle maar, en ek het gesê, kyk op my vrou se website, of se Facebook, maar party mense weet nie om daar uit te kom of kry nie, so, hier's die nommer, ek gaan dit weer op die video plaas, maar gaan dit vir jou sommer lees ook hierso, +1, dis Amerika, +1, 212, 620, 3418, kom ek gooi weer, +1, 212, 620, 3418. Okay, onthou as jy die nommer bel, jou Vodacom of Telecom of wie ook al, gaan jou international calling fees charge. As jy daai nommer bel van nie in Amerika af, die 0800 nommer of die 866 nommer, dan is dit free of charge. Maar jou bel van Suid-Afrika af, jou Vodacom of jou Telecom gaan jou charge vir die oproep, onthou dit net. So moenie na die tyd sê, ek het nie geweet hulle gaan my charge, en nou het ek extra geld op my rekening nie. Hoop hierdie klaar bietjie op van die informasie, en hoop julle kom reg, die wat ineligibility briewe gekry het. Sien julle later.